Ons gaan 'n lied saam sing om die diens mee voor te sit. Ons gaan nie vanmôre die wet en geloofsbelijdenis behandel nie, en daarna sal ek die woord bedien. Kom ons staan en sing ons heilig, heilig, heilig. Dankie. Nou, ek gaan vanmôre die woord van die Here met die deel vanuit Filippense 2. Maar voor ons gaan lees uit die woord van die Here, net 'n paar gedagtes wat ek net wil deel. Hierdie hoender moet nou stil sit hier voor my. Daar's baie dinge in die lewe wat 'n impak het in ons lewens. En daar's baie dinge waaroor ons kan praat as ons praat oor die gedagte van dit wat 'n impak het. Geld het 'n impak, 'n tekort daarvan of 'n te veel daarvan, het 'n impak op mense, op sisteme, op verhoudinge. Dit het 'n impak op baie dele van die lewe. Maar baie mense sê wanneer jy baie geld het, dan verander dit jou, maar dit doen eintlik nie. Dit bring eintlik maar net na vore wat diep binnekant gesetel is. Tyd het 'n impak op jou in my lewe. Dit het 'n impak op groepe mense. En 'n mens sien dit gewoonlik die oomblik as jy dominee oor 'n uur besig is, dan kom jy vinnig agter mense begin kyk en sien wat gaan nou aan. Tyd het 'n impak op sisteme en strukture, op verhoudinge. En ons weet soms sê ons vir mekaar tyd genees. Ander kere met tyd is daar baie dinge wat gebeur. En kan ons lang stories vir mekaar vertel, maar een ding wat ons weet, is dat elke oomblik waar daar 'n impak gebring word, is daar 'n gevolg vir daardie impak. En die doel van daardie impak behoort te wees om sukses te bereik. Maar baie maal is ek en jy nie op daardie plek waar ons behoort te wees vir daardie impak nie. Ek en jy is baie keer nie op daardie presiese plekkie waar God ons wil plaas of wil gebruik om die impak te bereik wat hy wil hê om daardie sukses te kan behaal wat nodig is nie. En dan is die uitdaging daarvan nog groter, want ons idee van sukses en God se idee van sukses is twee verskillende dinge. Ek sê baie keer, as mens terugdink na die kerk van ouds, die eerste gemeente was in Jerusalem gewees, en hierdie mense het begin met 'n klein groepie van 12. En hierdie groepie het 120 geword, en hierdie groepie het 3000 geword, en hulle het 5000 geword, en toe kom God, en hy skud die kerk. En daar bly amper niks oor van Jerusalem gemeente nie. En is binne die wil van die Here, want as dit nie gebeur het nie, was ons nie vandag gemeente gewees. En God gebruik daardie gebeurtenis, en daar kom 'n impak van die goddelose, van die buitewêreld af in hierdie gemeente, en is skud die gemeente so, dat hierdie gemeente verstrooi word deur die hele wêreld. So impakte sal daar altyd wees. En lees saam met my in Filippense 2, wat die impak behoort te wees. En ons kyk na 3 persone in hierdie môre. Die eerste is Paulus, Timoteus die tweede, dan kan ek die derde eens naam onthou nie. Ons gaan nou lees.
Right, ek lees vir ons van vers 1 af. Filippense 2 vers 1. As daar dan enige troos is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid of ontferming is, maak dan my blydskap volkome. Deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, dis Paulus, maar baie meer nou ook in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop en verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees, en julle saam met my verbly. En ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees, as ek julle omstandighede te wete gekom het. Want ek het niemand van dieselfde gesindheid, wat julle belange opreg sal behartig nie, want hulle soek almal hulle eie belange. Nie die van Christus Jesus nie, maar julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my in die evangelie gedien het. Ek hoop dan om hom dadelik te stuur, so gou as ek sien hoe dit met my sal gaan, en ek vertrou in die Here, dat ek self ook spoedig sal kom. Maar ek het dit noodsaaklik geag, om Epaphroditus, verstaan jy hoekom ek die naam vergeet het, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte, na julle sou te stuur. Want hy het na julle almal verlang, en was besorg, omdat julle gehoor het dat hy siek was, want hy was ook siek tot die dood toe, maar God was hom barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie. Ek het hom dus des te spoediger gestuur, sodat julle hom kan sien, en julle weer verbly, en ek minder bedroef kan wees. Ontvang hom dan in die Here, met alle blydskap, en hou sulke manne in eer, want terwille van die werk van Christus, het hy tot naby die dood gekom, en sy lewe gewaag, om aan te vul wat julle kort gekom het, in die diensbetoning aan my. Dit daar lees as uit die woord van die Here, sien jy daar die drie persone, Paulus, Timoteus en Epaphroditus. Nou as 'n mens kyk na hulle lewe, en 'n mens sien die getuienis wat daar in hierdie gemeente is, dan kom ons agter, dat hierdie drie manne het 'n besonderse impak gemaak, in hierdie gemeente. En ook vele ander plekke waar hulle met mense te doen gekry het. 'n Besonderse impak wat hulle gemaak het, in hulle eenvoudige mens wees, nie volmaak nie, nie sondeloos nie, maar steeds tog 'n impak gemaak.
Nou vriende, vandag is daar 'n groot behoefte aan manne en vroue, mense soos ek en jy wat 'n impak kan maak. En as ek en jy nou 'n lysie maak van 10 mense in Suid-Afrika wat ons dink, man, as die Here net hierdie ou in die hande kan kry, weet jy wat hy kan doen met hierdie land? En as die Here net hierdie ou in die hande kan kry, dan kan hy 'n impak maak daar waar dit saak maak. Want daar's groot behoefte aan manne en vroue wat 'n impak kan maak wat deur God gedryf word. Vers 22 sê, julle ken Timoteus se beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. Soos wat 'n kind altyd saam met sy pa staan en werk, en ek dink terug aan die dae toe ek nog 'n joggertjie was, en dan staan my pa en dan is hy besig, dan hy so 'n geel kar gaan, dan werk hy in die kar se motor. En dan sal hy daar staan en hy is hard besig om te werk, en dan sal hy net vir my sê, die spanner. En dan spring ek agter rond om uit te vind watter een is daai spanner. Maar hy was besig gewees om te doen wat hy moes doen, en sonder om te besef, het dit so 'n impak op my gehad, dat ek so 'n liefde daarvoor vandag het, om met tools te kan besig wees, en om met dinge te kan werk, en dis die impak wat onbewustelik ingebou was, soos 'n vader en 'n seun. Nou kom Paulus en hy praat oor hierdie beeld, soos 'n vader en 'n seun, was Timoteus, wat saam met hom gearbei het, met die tools wat gegee was, om die evangelie te kan gebruik, om mense te kan bedien. Hoe mooi is dit nie? En onbewustelik was daar 'n impak gewees. Vers 25 sê, ek het dit noodsaaklik geag om Epafroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte, na julle te stuur. So Paulus kom sê, hy stuur vir Epafroditus, nog 'n man in wie hy 'n impak gehad het, en hy stuur hierdie man, hy beskryf hom as 'n broeder en 'n medewerker en medestryder, 'n afgevaardigde, 'n bedienaar van my behoefte, so ten koste van myself stuur ek hom na julle toe, om die werk te gaan doen wat so nodig is. Dis die impak wat een man kon maak. En hy het 2 manne aangeraak met daardie impak, wat gemeente op gemeente en die wêreld kon aanraak, met daardie impak om lewens te verander, harte te verander, maar dit was 'n impak wat 'n ewigheidswaarde gehad het. Filippense 2 vers 29 sê, ontvang hom dan, dis hierdie man, in die Here met alle blydskap, en hou sulke manne in eer. Wat is sulke manne? Dis manne wat geïmpakteer is, nie net deur mense nie, maar deur die Gees van God, en wat nou sal uitgaan, en hierdie impak in ander mense sal kom hê. Ja, want dis nie God se wil, dat ons as kinders van die Here maar net deur die lewe gaan nie. Dis nie God se wil dat ons maar net doelloos aanploeter, want ons eindbestemming is maar die hemel. Ag, en ons doen nou wat ons doen, en ons gaan waar ons gaan, en ons is besig met wat ons besig moet wees. Nee, dis God se doel, dat sy kinders 'n impak sal hê in die wêreld. Daarom sê hy vir ons is sout in hierdie wêreld, ons is lig in hierdie wêreld. En daardie impak is alleen die moeite werd, as jou en my lewe 'n lewe is vir die eer van die Here. Dit sal tot seën wees vir ander. Dit sal die wêreld verander. Dit sal so 'n drastiese verskil maak. Alles word deur hierdie impak, wat deur God gestimuleer word, nuut gemaak. Ja, die lewe is daar's nie 'n beter woord nie, 'n journey. Ekskuus oom Willie. Die tog van die lewe is uitdagend. En die lewe het 'n manier om ons baie keer te tap op 'n wyse wat jy het nooit gesien kom het nie. En elkeen van ons gaan deur hierdie lewe, en as een van 2 bestemmings, niks, nie by die hemel en die hel nie, maar jy's besig om 'n impak te maak waar jy is. Of 'n positiewe impak, of 'n negatiewe impak. Of dis doelloos, of daar's 'n ewige doel daarmee. En daarom moet ons vir die Here sê, Here, help ons, Here, dat ons so sal leef, dat ons lewe daardie beeld sal wees van die impak wat in ons lewens gehad het, sodat ons lewens daardie transformasie kan uitstraal, en ander mense kan sê, dis wat ek wil hê. Want God het ons nie geroep om maar net deur die lewe te gaan nie. Ja, ons is geroep, ons is gered, ons is gereinig, hy kom rus ons toe, hy kom verseël ons met sy Gees vir hierdie doel, om die impak te hê van 'n rein en heilige lewe, sodat dit mense kan transformeer. Want ek en jy is die hande
en die voete van die Here Jesus. En jy is dalk die enigste blaadjie van die Bybel wat iemand in die straat daar buitekant moet sien. En dan vra ek myself die vraag af, wat sien die wêreld van die woord van die Here in jou en my? 'n skrywer het gesê, life is not in its duration, but in its donation. Die lewe gaan oor wat jy deponeer, wat sy impak jy het vir die koninkryk van God. Dit gaan nie maar net oor hoe lank ek leef nie, dit gaan oor die verskil wat my lewe maak. Nie in die vlees nie, maar deur die Gees van God gelei, in die krag van God, in die wil van God. En dit laat my dink soos daardie beeld van 'n puzzelstukkie wat baie keer vir ons so half in 'n groot puzzle wegraak. En ons is ontevrede baie maal met waar ons is in ons lewe, want ons sien nie die groter prentjie raak nie. Maar daardie een enkele puzzelstukkie kan 'n hele beeld ruïneer, as hy nie is waar hy moet wees nie. En ek en jy is geroep, dalk net vir daardie een puzzelstukkie. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, help ons, dat ons dit diep in ons harte sal bære, sodat ons so sal leef, Here, dat mense die beeld van Christus in ons lewe sal raak sien, dat my lewe daardie impak sal hê. Ja, soms moet ons sit en ons moet onsself oorweeg. Soms moet ons sit en ons moet onsself evalueer. Ons moet kyk na die passie van ons lewens. Ons moet kyk na ons prioriteite. Ons moet kyk na ons belange. Ons moet kyk na wie ons is. Ons moet kyk na dit wat God vir ons wil kom wys. Ons moet kyk na die impak wat daar in ons lewe is en wat ons uitleef. Om 'n impak te maak verg commitment. Om 'n impak te maak verg deursettingsvermoë. Daar's 'n prysberekening aan hierdie impak wat ek en jy moet maak. Dis 'n duur prys, want God roep ons vir daardie werk en dis 'n langtermynwerk. Dis nie 'n quick fix en is oor en verby nie, nee. Maar hierdie impak is die moeite werd. 2 Petrus 3 vers 17 sê, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Ons moet versigtig wees, ons moet waaksaam wees, ons moet op ons hoede wees, om nie meegesleer te word met die duisternis van die wêreld nie, want so maklik kan 'n ou. Man, niemand stop by die stopstraat nie, hoekom moet ek? Niemand hou by die reëls nie, hoekom moet ek? Niemand hou by die wit streep nie, hoekom moet ek? Daar moet ons versigtig wees om nie meegesleer te word nie. Want deur dit te doen het ons 'n impak in die kleine en in die groote. Vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Jy sien, deur dit alles moet ek en jy groei in genade. Ja, ook deur ons foute, ja, ook deur ons slip-ups, ja, ook deur ons menswees, moet ons groei in genade, want God laat dit toe, om ons soms te kom skok om onsself te wys, sodat ons kan besef, maar ons maak nie die impak, wat God wil hê ons moet maak nie. Skrywer het gesê, if you buy into the world's value system, the ultimate value in life is pleasure, possession, and prestige. But take note, you will miss God's purpose for your life and end up in a life with zero impact in what God intended for your lifetime. Daar's net een van jou en een van my. God het ons geroep vir 'n spesifieke werk. En daar's dalk net een enkele ding wat jy 'n impak in moet hê in jou jare. En as jy daardie een enkele ding gemis het, kan dit nooit weer opgevul word nie. Daardie gaping is daar. Omdat ek en jy nie die impak gemaak het wat God vir ons bestem het nie. En die belangrikste van dit alles is, ek en jy moet maar net gewillig wees. So as mens kyk na Filippense 2, wat kan ons leer uit hierdie gedeelte van hierdie impak? In hierdie 3 manne se lewe, Paulus, Epaphroditus en Timoteus. 'n blywende impak. 'n Impak wat so 'n besonderse verskil gemaak het, dat gemeentes daaruit staande gebly het, want hulle kon gekyk het na die voorbeeld van hierdie manne. 'n Impak van manne wat met God gewandel het. En vriende, ons het vandag aan ons dag het ons vaders nodig wat so 'n impak kan maak. Ons het moeders nodig wat so 'n impak kan maak. Ons het jong mense nodig wat so 'n impak kan maak.
Ons het enkel lopendes nodig wat so impak kan maak. Ons het ou mense nodig wat so impak kan maak. Ons gebede het impak. Ons getuienis het 'n impak. Ons lewe, daar waar die tye die teer tref, het 'n impak. En ons kan weghardloop of tussen ons 4 mure wegkruip. Maar dit is wat dit is. So. Vers 3 en vers 4 gee vir my die eerste gedagte. En die eerste gedagte wat vir my uitstaan is die ingesteldheid wat hierdie impak voortbring. Hierdie ingesteldheid praat vir my van die hart van die saak. Hierdie ingesteldheid is die beginpunt. Hierdie ingesteldheid praat van die oorsprong waaruit dit uitkom. Vers 3 sê, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid. Julle moenie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. En hierdie voorbeeld van hierdie ingesteldheid, om nie gefokus te wees op eie selfsug en ydelle eer nie, maar gefokus te wees om daar te wees verander, is wat regtig saak maak. Dis die ingesteldheid wat nodig is. Dis die ingesteldheid wat 'n impak maak. Nie vanuit myself nie. Ook nie vir myself nie. Maar in nederigheid afhanklik voor die Here. Paulus het dit geleef, Timoteus het dit geleef, Epafroditus het dit geleef. Dis die sleutel vir hierdie impak wat bereik moet word, want of dit gaan daardie impak wees uit 'n nederige ingesteldheid, of dit gaan die impak wees waarin ek dit gaan doen vir myself, deur myself, en dit kan net skade veroorsaak. Eintlik wys dit 'n wêreldsgesindheid in ons gemoed. Vers 1 tot vers 8 wys hierdie gesindheid baie mooi uit. Hierdie wêreldse ingesteldheid, wat so baie in die wêreld sigbaar is. Jy sien baie van ons menswees is gefokus op wie kan die hoogste teen die leertjie van die lewe opklim. Die mens se karakter en sy natuur is wie kan die hoogste sport in die lewe bereik. En daar's niks fout met ambisie nie. Maar vriende, hoe verskriklik is dit as ons ambisie vir die wêreldse dinge groter is as ons ambisie vir die hemelse dinge. Hoe verskriklik is dit as ons ambisie vir ons koninkryk groter is as ons ambisie vir God se koninkryk. Hoe verskriklik is dit as God jou geroep het om 'n ambisie te hê vir die ewigheid en ons is meer gefokus op ambisie vir die tydelike. Is dit nie so nie? My so getref. Want weer eens begin die Here by my. En moet ek myself die vraag afvra, wat is die ambisie van my lewe? Ek sien Paulus het homself uitgegiet as 'n drankoffer. Nou niemand wat vol is van trots gaan homself uitgiet as 'n drankoffer dat daar niks oorbly nie. Epafroditus het homself blootgestel. Die woord van die Here sê hy het by die dood omgedraai ter wille van die bedieningswerk. Maar hy het hierdie impak gemaak want hy het gedoen in afhanklikheid van die Here. En dit leer ons dat ons daardie impak so moet leef. En die bron is dit vir myself of uit myself? Of is ek afhanklik en onderwerp ek my aan God se wil? Is ek nederig voor die Here, want dit is God se plan vir my lewe. Dis nie my ideaal nie, dis nie my droom nie, dis nie wat ek kan bereik nie, maar dis vir die eer van die Here, vir die eer van die koning. Ja, ons kan nederig wees in hoe ons foute erken. Ons kan nederig wees in hoe ons na mekaar luister. Want baie keer, ons weet maar so werk dit, ons luister, of ons hoor, ons luister nie. Want ons luister om te antwoord, in plaas van om te luister om te verstaan. Ons kan nederig wees in dankbaarheid voor die Here. Ons kan nederig wees in ons verhoudinge onder mekaar. Ons kan nederig wees in ons band met die Here, in ons onderwerping voor die Here. Wanneer ek die woord van God oopmaak, hoe leerbaar ek is, hoe ontvanklik ek is. Wanneer die Gees van God met my bemoeienis maak, doen ek om my te onderwerp aan sy gesag. Maar hierdie nederigheid word ook sigbaar in ons gewilligheid. Hierdie nederigheid word sigbaar in ons dag vir dag lewe. Want hoe kan ek myself nie voor mense verneder nie, maar ek sê ek verneder my voor God. Om my eie flaws, om my eie tekortkominge te identifiseer voor die Here, kom uit 'n nederige hart uit. Dan kan ek die Here vertrou om my kom toerus, want ek erken hoe ver ek tekort skiet, en hy is die een wat my bron is, hy is die een wat my in staat stel, hy is die een wat my help
om daar die diensbare knegt te kan wees. Maar dieselfde boekie lees ek, hy sê, the Bible presents humility not as a weakness, but as a position of strength, defining it as complete submission and dependence on God and God alone. It is characterized by putting others first, recognizing God's grace, and actively rejecting self-promotion and pride. Sure. Ek wens ek kan het amper beter gesê het in Afrikaans, want is so diep. Net soos wat die Here Jesus gedoen het. Hy wat homself verneder het. Hy wat homself onderwerp het aan die wil van die Vader. Hy wat homself gewillig en gehoorsaam verklaar het. Ja, self gehoorsaam deur die dood. Dis die onderwerping, dis die vernedering. Hy het homself so ver geneem om fisies daardeur te gaan. Ek sien ek lees raak in die boek, hy sê, humbleness is the work of staying grounded and valuing others more than myself. So ware nederigheid dink nie alleen minder van myself nie, maar ek dink minder van myself. Net 'n klein verskywing, maar so 'n belangrike deel. Wat is jou en my ingesteldheid vandag? Is ons ingesteldheid vandag dat dit gaan oor my? Is ons ingesteldheid dalk vandag dat dit gaan oor my belang en my prioriteit, my droom, my ideaal, my potensiaal? Vriende, as ons nooit inkom by die moontlike impak wat ons van God se saak kan bereik nie. Dink in die beeld van die hoogste takke dra gewoonlik die meeste blare. Maar dit is nie hulle wat die boom reg ophou nie. Dis die laagste wortel wat die boom reg ophou. Dis die riet wat die verste buig wanneer die stormwinde verbykom. Daardie riet wat amper half horisontaal gebuig is, wat sterker is as die grootste eikeboom wat in 'n groot storm omgedraai word en plat lê. Dink aan waterstrome. Water wat vloeibaar is, wat veranderlik is, wat dinamies is. En hy vloei daar waar hy die kans gegee word om te vloei. Tog is dit daar dieselfde water wat rotse wat kliphard is, kom spoel en spoel en spoel. En in 'n mal kolk 'n rots se struktuur verander. Daar die skrywer sê, he that knows God will be humble, and he that knows himself cannot be proud. So vriende, waarop is ons so baie trots op onsself? Ons is baie keer trots omdat ons Afrikaners is. Ons is baie maal trots omdat ons Pretorianers is. Ons is baie maal trots omdat ons die of daai of dit of dat bereik het. Maar ons het niks om oor trots te wees nie. Ons het alles om oor nederig te wees, want is God se genade en God se genade alleen. Ons het niks om te gee nie. Nederigheid is om myself uit die pad uit weg te skuif en om die troonposisie in my lewe te gee. O vriende, die Here wil ons kom wys. Ons het niks om op trots te wees nie. Ons het niks om te bied nie. Maar as jy impak wil maak, dan het jy nodig om jou te onderwerp in nederigheid voor die Here en God toe te laat, om deur jou te kom werk, en deur jou te kom leef, en ons kan maar net afhanklik wees. Dan gaan dit nie meer oor hoe gelukkig is ek in my werk nie, dan gaan dit nie meer oor wat bereik ek in my werk nie, dit gaan nie meer oor waar ek gaan draai in die lewe nie, nee, dit gaan oor waar ek is, al is dit vir Paulus binne die tronk, dan sê ek, hoe is dit, hier is die geleentheid. Die tweede gedagte wat ek graag wil uitwys is die radwerk van hierdie impak. Vers 12, 13, 14, 15 praat van dit. Hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, daardie woordjie gehoorsaam gewees het. Nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Al is ek nie by julle om julle op te check nie. Julle is gehoorsaam, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. En dan sê hy hierdie woorde, doen alles, sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in 'n donker wêreld. Jog, is mooi woorde hierdie. En dis die radwerk van om 'n impak te maak, daar waar God jou plaas. Altyd gehoorsaam, al is daar niemand om jou op te check nie.
En om te erken, dit is God en dit is God alleen wat in my werk. En dan moet ek myself afvra, as ek nie altyd werk soos ek moet werk nie, was dit God wat nie in my gewerk het nie, of was dit ek wat God nie wou toegelaat om my te werk nie? En dan sê hy, doen alles sonder murmurering en teespraak. Dis hoe ons 'n impak kan maak. Het gaan nie oor om teen te stribbel nie, het gaan nie oor om moeilik te wees nie, maar het gaan oor daardie ywer en werk vir die saak, werk vir die doel, werk vir die ewigheid. En om altyd seker te maak, ek leef 'n onberisplik lewe. Ek leef 'n rein lewe voor die Here. Ek leef 'n lewe waarop daar nie 'n vinger gelê kan word nie. Daar waar ek is, al voel dit vir jou soos tronk, al voel dit vir jou of jy in die middel van die oseaan uitgewerp is, daar op ou stukkie plank wat jy ronddryf, weet dit vandag dat dit die Here is wat aan my gewerk het. En dan kom ons by hierdie moeilike deeltjie. Kinders van God sonder gebrek. So daar's twee tipes kinders van die Here. Die wat leef asof hulle baie gebrek het, en die wat leef asof hulle geen gebrek het nie. En dan dink ons heel eers net, gaan oor die kar en die huis en die beeste en al die lekker dinge, maar dis die laaste van God se worries, ek beloof jou dit. Dit gaan oor die geestelike seën. Dit gaan oor die geestelike oorvloed. Dit gaan oor daardie vervulling, daardie blydskap, daardie oorwinning, daardie geestelike sukses, daardie impak. Want as dit daar is, sal die ander dinge alles bygevoeg word, sê die woord van die Here vir ons. Te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Kan ek en jy as kinders van die Here die ratte so 'n bietjie skeef gedraai. En dalk leef ons so 'n bietjie asof ons gebrek het. Dalk leef ons so 'n bietjie in murmurering. Dalk leef ons so 'n bietjie in teespraak. Dalk leef ons so 'n bietjie asof dit nie die Here is nie, want ons wou hom nie toelaat nie. Dalk leef ons so 'n bietjie ongehoorsaam. Dan is daar net een van die ratwerke wat jou en my verhinder om werklik waar uit te kom waar God wil hê ons 'n impak maak. En aan die einde van daardie vers 15 kom hy sê onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Ja, die ratwerk het 'n doel. Want as al die ratte reg draai, sal ek en jy 'n impak hê soos 'n lig. Het jy al gesien wat doen 'n lig? 'n Lig skyn in 'n donker wêreld, in 'n donker vertrek, en die oomblik as die lig af is dit donker, is duisternis. Maar die oomblik as die lig daar is, dan wyk die duisternis. Daar kan nie donker en lig by mekaar wees nie. Daar waar lig is duisternis weggeneem. En dit is deel van jou en my verantwoordelikheid. So ek en jy het 'n keuse om te maak. Om te erken dit is God wat in ons werk. Of dalk nie. Tweedens, om 'n keuse te maak, om alles te doen vir die welbehae wat God daarin sal hê. Die tweede raad. Die derde raad, om alles te doen sonder murmurering, sonder 'n teespraak, om op te hou moan en groan oor hoe swaar my lewe is, want jy's daar gesit om 'n impak te hê. Die volgende raad is om onberisplik te wees en opreg voor die Here. Want as ons nie is nie, dan is ek en jy dalk die spinner in die works, om die ratte nie wil draai nie. En dan moet ons lewens so leef, dat ons lewens getuig, ons is kinders van die Here, sonder gebrek. As hulle na ons temperament kyk, sien hulle ons het gebrek. As hulle na ons karakter kyk, sien hulle ons het gebrek. As hulle na ons vermoëns kyk, sien hulle ons het gebrek, of sien hulle ons is deur God in staat gestel. En dan moet ons onsself die vraag afvra, leef ons dit so, dat die lig kan skyn? Leef ons dit so om daardie verskil te maak, sodat duisternis sal wyk, sodat duisternis sal weggaan, sodat die lig kan heers? Ons moet vandag dalk erken, dit is meer dalk soms die vlees wat aan ons werk. Ons moet dalk vandag erken, nee, dit is dalk meer van my sondige natuur wat in my werk as wat dit God was. En daarom kan die lig nie so helder skyn soos hy moet nie. Erken ons nog sy werk in ons lewens? Erken ons nog dat ons niks kan doen sonder hom nie? Ja, ons sê dit, maar leef ons dit? Goeie vriende, elke oomblik van impak kan ek en jy vir mekaar sê, dit is God en dit is God alleen. Elke oomblik van groei, dit is God en dit is God alleen. Elke oomblik van vernuwing, dit is God. Elke oomblik van oortuiging, dit is God. Elke oomblik van erkentenis, dit is God wat 'n impak op jou en my maak. Wat is die impak wat ons op mekaar maak? Vers 13 sê, ons wil lewe vir sy welbehae. Vers 14 sê, ons wil nie murmureer nie. Vers 15 sê,
Ons wil onberispelik wees. Hoe lyk dit vandag met jou ratte? Is daar een van die ratte wat nie is waar hy moet wees nie? Is daar een van die ratte wat nie draai soos hy moet draai nie? Is dit dalk die rede waarom jy nie daar die impak kan hê wat God wil hê nie? En moes ek weer eens heel eers na myself kyk en sê, Here, waar ek skuldig is, wys my, Here, waar die ratte nie reg draai nie, leer my, Here, sodat ek daar die impak kan hê wat U wil hê ek moet hê. Tja, dit gryp 'n mens. Wanneer Paulus aangemoedig het was om 'n lig te wees. Wat is wat jou en my aanmoedig? Is dit om lig te wees in 'n wêreld? Is dit om lig te wees in 'n gemeente? Is dit om lig te wees in 'n huis? Is dit om lig te wees in 'n huwelik? Is dit om lig te wees vir 'n individu? En as dit nie is nie, dan is dit duisternis. Laastens wil ek nie wys die bewyse van hierdie impak. Eers kyk ons na Timoteus. Timoteus was so gefokus om te werk vir die Here dat hy sy eie belang, dis eers Paulus het so gewerk vir die Here dat hy sy eie belang sekondêr gemaak het en hy stuur vir Timoteus om te gaan werk onder 'n gemeente ten koste van homself. Hy stuur vir Epafroditus om te gaan werk in 'n gemeente ten koste van homself, want my belange is nie meer nodig nie. Dis die bewys dat my belange is nie meer wat saak maak nie, maar dis die saak van die Here. Dis die doel wat God het. Dis die plan wat God het wat saak maak. En Timoteus het waarlik 'n hart gehad vir hierdie gemeente. Dis die tweede bewys van hierdie impak. Wanneer jou hart God se hart is. En dan sy staan Paulus, wat sy voorbeeld is. En in 'n stille agtergrond werk Timoteus en ywer Timoteus. Nie op die voorgrond nie. Hy wil nie oorneem nie. Hy wil net die werk doen wat gedoen moet word. So vriende. Hoe gewillig is ek en jy om daar die diensknegt te kan wees? Al is daar geen erkenning daarvoor nie. Wat vir my verstommend is, as ek kyk na 1 Timoteus 4 vers 12, dan sien ons Timoteus het dit gedoen. Hy het hierdie werk gedoen te midde van sy eie persoonlike uitdagings. Wat was sy uitdaging geweest? Hy het sleg gevoel. Hy sê ek is 'n jong man, Here, ek is onseker, ek is nie seker of ek dit kan doen nie. En die Here sê vir hom, nie dat jou jonkheid jou enigstens terughou om die werk te gaan doen nie. En hy kon hierdie ding oorbrug te midde van sy eie tekortkominge. So kom die Here. En hy kom werk in jou en my te midde van ons eie tekortkominge, ons eie onvermoë om die impak te hê waar God wil hê ons moet hê. Soms is dit liggaamlik. Soms is dit emosioneel, soms is dit geestelik, soms is dit finansiëel, wat ook al ons uitdaging is. As ons daar die persoonlike uitdagings kan oorkom, is dit die bewys van God se impak in my lewe. Nou kan ek gaan om 'n impak te gaan hê wat God wil hê ek moet hom hê. Hierdie man het geywer, want hy het geweet hy het 'n betroubare woord. Hy het geywer want hy het al sy persoonlike uitdagings na die Here toe gebring. Ja, hy het selfs gesondheidskwessies gehad, want daarom word vir hom gesê in 1 Timoteus 5 vers 23 dat hy iets moet kry vir sy maag, want hy het 'n maagongesteldheid gehad. Hy het valse leraars gehad. Hy het mense gehad wat hom aangeval het in die bediening en te midde van dit alles het hy 'n impak gehad. En ek en jy baie keer kan ons so wegkruip. Want ons het uitdagings en ons het persoonlike kwessies en ons het gesondheidskwessies en dinge. Ons kan so 'n wonderlike impak hê, as ons maar net God sal toelaat. Hy het die uitdaging gehad oor baie dinge, net soos ek en jy. Ja, hy was 'n skaam ouetjie geweest, soos wat sommige van ons is. Hy het onvermoë gehad, soos wat sommige van ons het. Net soos wat Moses verskonings gehad het, het hy verskonings gehad. Maar God het hom gebruik. Epafroditus, sien ons, dit was 'n man wat Paulus, die een wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, gesê het, ek het nodig om hierdie man vir julle te stuur, dis noodsaaklik dat ek hom vir julle moet stuur. Want julle het 'n broeder nodig, en 'n medewerker, en 'n medestryder, en 'n afgevaardigde, en 'n bedienaar. Paulus identifiseer 'n gemeente se behoefte. En hy stuur 'n man wat hy sien wat daar die gaping kan vul. Tjoe, vriende. Dis die bewys van die impak wat God op jou en my lewe het. Wanneer ons die gapings volmaak wat God vir ons kom wys. Ons kan baie verskonings hê, ons kan baie dinge vir onsself wys maak.
Wat is vandag die bewys van God se impak op jou lewe? Wat is vandag die bewys van die impak wat jou ouers in jou lewe ingebou het? Wat is die bewys vandag van al die gebede wat vir jou gebid was en wat vandag moet uitwerk in jou lewe? Wat is die bewys van daardie impak wat jy kan gaan uitleef in die wêreld daar buite en hier waar God ons geplaas het? Hoe kan daar 'n bewys wees van die impak as ons God nie toegelaat het om ons waarlik te impakteer nie? Dink aan Paulus, deur die tronk, deur steniging, deur 'n doring in die vlees, deur 'n skeepsvrag, deur gesondheidskwessies, deur pak sla, deur die hongertye van sy lewe. Hy staar die dood in die oë, maar hy hou aan. Want dis die bewys van God se impak in sy lewe. So vriende, vra jouself vandag die vraag af. Wat is die bewys van God se impak in jou en my lewe? Wel as dit nie is dat ons 'n impak maak in iemand anders se lewe nie, dan is dit heel waarskynlik nie God se impak in my lewe nie. En laastens sien ons, Paulus sê, die enigste manier wat jy hierdie impak kan maak is as jy jouself gaan verloon. Jou eie vlees gaan verloon, verraai, jou eie kultuur gaan verraai, jou eie natuur gaan verraai, wanneer jy by daardie punt kom om nie dinge te doen uit eie selfsugheid nie. Maar dag vir dag sterf in jouself, dag vir dag jou kruis opneem, dag vir dag daardie oproep neem om vernuwe te word in die gemoed, dan verraai jy jouself. Wanneer die Here vir jou kom oortuig en sê, Johan, jy is die ou, dan verraai jy jou vlees. En sê, dan sit so. Hy roep ons vandag op om ander hoër te ag as onsself. Hy roep ons op om ons eie belange sekondêr te stel. Hy roep ons op om verraad te pleeg teenoor onsself. En as jy dit nie kan doen nie, kan jy die impak hê wat God wil hê jy moet hê nie. O vriende, in 'n wêreld waarin daar soveel donkerte is daar lig nodig. En net as jy God gaan toelaat om die lig in jou te kom aansteek, sal die lig uit jou kan uitstraal. Wat gaan jy toelaat om die lig te verhinder? Wat gaan jy toelaat om jou te keer? Om daardie voorbeeld van Paulus, Timoteus en Epafroditus te volg. En nog bo hulle die voorbeeld van Jesus te volg. Kan hy vandag sê, hierdie gesindheid het ek in niemand gevind nie. Of kan hy vandag sê, hierdie gesindheid van die Here Jesus moet ook in jou wees. Mag die Here ons regtig waar help. Mag die Here ons in staat stel, sodat ons daardie impak kan hê wat God wil hê ons moet hê. Daardie boekie eindig op, hy sê, having the mind of Christ means you leverage your resources, your time and influence to lift others up, even when it costs you everything. Die Here Jesus het nooit vasgeklou aan sy reg, of sy voorreg, of sy hemelse posisie nie. Hy het dit gegee. En as hy dit nie gegee het nie, was ons nie vandag hier nie. So as ons bereid is om daardie impak van hom toe te laat in ons lewe, kan ons die impak hê. En ek het myself 'n prentjie hier op die skerm gesit wat ek graag vir jou sou wys. In die week is ek by iemand en ons staan buite kan die huis en ons kyk so op na die sterre toe. En mense sien die sterre daarbo. En daar die ligte wat duisende kilometers weg is. Sy lig skyn so helder dat hier op hierdie donker aarde daar vir ons genoeg lig is om te kan sien waar ons loop. As jy vandag in die Karoo sou wees en jy sou opkyk en sou jy die Melkweg kan sien. Jy sou die hemelligte kan sien. Ligte wat deur God daar geplaas is. En hoe vriende, as ek en jy God toelaat om ons lewens so te impakteer, dan kan ons wees soos die sterre in die Karoo. In 'n pikdonker wêreld met niks en niemand naby nie. Maar die heerlikheid van God sal ons so omstraal en so in ons skyn dat ons in hierdie donker wêreld mense kan wys waar om te loop. Wat is die impak
wat ons vir God se koninkryk gaan maak. Mag die Here ons help, mag hy ons herinner, mag hy ons opwek, om daardie roeping voor die Here in ons siele en ons harte te dra. Kom ons buig ons harte aan bid ons. Wonderbare Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg, dat ons in hierdie môre kan dink aan die gedagte van die impak wat U in ons lewe gemaak het, en die impak wat ons vandag maak, waar ons ook al is. Here, ons besef, ons skiet so ver tekort. Ons besef, ons het U so nodig, Here. En ons kan nie bekostig om nie daar die impak te maak nie, want dan beteken dit, ek is buite die wil van die Here. Ek is nie waar U my wil hê nie, en ek doen nie wat U wil hê ek moet doen nie. Ja, Here, as ek nie daar die impak maak nie, leef ek nie vir die eer van die Here nie. So help ons, Here, te midde van 'n krom en verdraaides geslag, te midde van 'n donker en 'n duistere wêreld, om lig te wees waar U ons plaas. Sonder murmurering, sonder teespraak, nie vir onsself nie, nie uit onsself nie, maar vir die eer van die Here. Ons aanbid U vir die wonderlike voorreg wat ons het, om U lig in ons te mag dra. Help ons, Here, om daarmee die wêreld te impakteer. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing 'n lied saam met diens mee af te sluit. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Baie dankie. Vriende, gaan vandag in die vrede van die Here en gaan wees die impak in hierdie wêreld wat so broodnodig is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Gees van God wees en bly met u elkeen, om lig te wees in 'n donker wêreld.